Your grace will be enough when my eyes can't see what you have prepared for me. Your grace will be enough. And strength is rising as I wait patiently. Your words, they comfort me. Strength is rising. Hallo julle, wees op 'n Vrydag. Dit is altyd vir my goed om saam met julle te wees. En ek vertrou die Here gaan vir ons 'n bietjie kom seën nou die volgende paar Vrydae. So met die voorbereiding van die Paasfees, die kruisiging van ons Here Jesus Christus. Dis so 'n tema wat die Here op my hart kom plaas het rondom die woordjie vrede. Verskeie vorme van vrede en ons bely as ons kinders van die Here is, het ons vrede in ons harte. En ek wil daarom graag aan julle voorlees hier uit Johannes hoofstuk 14, waar Jesus praat en na sy Vader toe gaan. Hy praat byvoorbeeld van die Heilige Gees wat hy gestuur sal wees. Die Heilige Gees gaan by julle bly. En daar vanaf vers 15 tot en met so vers 31 lees ons amper 7 keer, as ek nou reg getel het, 7 keer van hy nooi die disippels uit om hom lief te hê. En dan daar in vers 22 van daardie selfde gedeelte praat hy met Judas. Hy praat hom gaan openbaar aan die wêreld en Judas sê, Here, hoe is dit? Hoekom dat U aan ons openbaar en nie aan die wêreld nie? Terwyl Jesus so na Judas kyk en hy die disippels herinner om lief te wees vir hom, dink ons aan die tyd wat nou vir hulle voorlê. Dis sy laaste woorde wat in basis wat hy met hulle deel. Want hierna sou daar verskriklike dinge gebeur rondom die kruisiging en die gevangenskap en die kruisiging ook. En met dit in sy hart, al wat hy doen is hy sê, anker die verhouding in liefde vir my, sê Jesus. Fokus op my. Julle gaan dit baie nodig hê. En dan daar 'n kosbare ervaring daar in vers 27 en dit word ek graag vandag met julle deel. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. En dan help hy sê, julle moenie ontsteld wees nie. En julle moet nie bang wees nie. Daar is 'n benoudheid by die disippels om te dink Jesus moet na sy Vader toe gaan. Hulle verstaan nie die openbaring wat nou vir hulle voorlê, natuurlik as die Heilige Gees uitgestort word nie. En dan sien die Here Jesus Christus, so almal van hulle sou sterf natuurlik, behalwe Johannes en natuurlik 'n dood sterf. En hulle sou baie swaar kry. En Judas sit ook daar en hy gee die boodskap ook vir Judas. Hy nooi hulle uit om lief te wees vir hom. En dan hierdie teks wat hy sê, vrede. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie selfs wat die wêreld vir julle gee nie. Jy sien, die vrede wat die Here vir ons gee, is vrede wat kom in die afwesigheid van lig. Te midde van die storm, te midde van die kanker, te midde van die siekte, te midde van die feit dat ek my werk verloor, te midde van swaar kry, onsekerheid, is daar een ding wat vas is, dat die Here sê, my vrede laat ek vir julle na, dat in daai omstandighede, dis Jesus se vrede, sal julle vrede hê in al ons uitdagings. Met sterk fondasie, ons moet vir die Here lief hê. Nou vriende, as ons lief is vir die Here, dan sê ek fokus op God. Maak nie saak wat hieronder gebeur nie, ek fokus op God. Met die waarskuwing, pas daai vrede op, en dis wat ek graag vanmôre vir julle wil gee. Pas die vrede op wat God vir jou gee. Moet dit nie weggee nie. Julle ken ons die situasie waar ma nou die heerlikste kos voorberei, ook haar gunsteling ertjies, wat die mense al hoeveel keer van gekomplimenteer het op. En sy maak die ertjies en sy berei die fees voor vir die familie wat kom kuier. En alles is mooi reggesit. Dan kom die mense en almal is so dankbaar oor die ertjies wat gemaak. Hulle sien so uit daarna, hulle WhatsApp gestuur. Die ertjies is iets wonderlik en 'n skep krag by haar. En almal van ons het ons nou 'n Tansan. Ek het nou nie 'n Tansan in my foon, dis net 'n fiktiewe voorbeeld. 'n Tansan wat nou ook daar instap. As sy instap, dan weet ons sy het gearriveer, sy kondig haarself aan. Jy sien hoe kom sy in. En die eerste ding wat sy sê is, ag nee, het jy alweer daai ertjies gemaak.
Ek sou dit nie in so 'n bak gesit het so wat jy gesit het nie. Mens, wat het jy aangevang met jou tafeldoek? Jy moet eintlik ander virke en messe hê en dan sien jy hoe manne ontsteld raak. Hoe die vrede weggegee word wanneer mense na ons kom en wil kom steel by ons in die versoeker ook. Die vrede wat die Here vir ons nalaat is die vrede waarna ons almal soek te midde van al die uitdagings om te sê ek het steeds vrede. Nie wat die wêreld gee nie. Die wêreld se vrede is ek het vrede as ek 'n nuwe kar kan koop, as ek 'n nuwe skoene kan gaan koop, as ek 'n bietjie gaan shop, as ek 'n bonus gekry het, as ek 'n bietjie ekstra geld gekry het. Dis die vrede wat die wêreld vir ons gee, waar almal van ons sê wonderlik ons is. Die vrede wat Jesus vir sy disippels aan voorberei is gebaseer in die liefde wat hulle vir hom het. En daai liefde sê, Here, maak nie saak hoe troebel dit rondom ons word nie. Ons oë is op U gefestig. By U is daar 'n uitkoms. U gaan vir ons help, want ons weet soos U vir ons lief het, wil ons graag hê, Here, kom help van ons om ook net so lief te hê. En julle weet hoe sê ek dit elke keer aan die einde van elke video. Mooi teks hierdie wat Jesus sê, ek laat my vrede na. Dis so in die voorbereiding vir sy dood en natuurlik die Hemelvader daarna in die uitstorting van die Heilige Gees. Maar hy sê vir hulle, hou moed, my vrede laat ek na, en dan sê in die laaste gedeelte van die teks, moenie bang wees nie. Ons gaan volgende week 'n bietjie verder gesels oor hierdie gedagte. Kom ons bid net saam. En Here, so wil ek al my vriende in die opdrae wat nou ingeskakel het na hierdie online video. Dankie dat jy luister na ons harte en ek wil almal vanmôre in die kom opdra. Die wat ook in 'n storm sit, dat hulle sal besef en ervaar soos so baie van die kinders, ons moet leer om U lief te hê, na U hand te kyk. U is die Here wat ons lei, al gaan ons ook in 'n dal van doodskade wee, is U by ons. U stok en die staf, die vertroos ons, die lei vir ons. En Here, waar U beweeg, daar beweeg ons. As U wil hê ons moet in die woestyn ingaan, dan gaan ons in die woestyn in, want dit is deel van die plan. En ons weet, Here, alles sal ten goeie meewerk vir die kinders van U wat U liefhet. Kom ontmoet dan vir ons vandag, kom bemoedig my vriende. Help Here dat hierdie video ook mense sal bemoedig om te weet die vrede wat U nagelaat het, is vrede wat uit U hand uitkom. En is nie die vrede van die wêreld wat dikwels vir ons so verlei nie. Ons eer U vir die genade en dankie Here vir dit wat U vir ons doen ook. Amen. Mag die Here vandag vir jou help om jou seëninge so een vir een te tel. Kyk wat die Here vir jou doen. Fokus op hom, wees lief vir hom. En jy sal sien jy sal krag kry, die teks in die laaste gedeelte. Moenie bang wees nie, moenie vrees nie. En dan weet ons natuurlik die Here later vir ons gesê, hy is ons by ons. Ons gaan so 'n bietjie later daaroor gesels. Sterkte vir julle seën. Mag julle 'n goeie naweek hê en mag die Here vir julle seën tot ons volgende week weer mekaar sien. Selfde tyd, selfde plek. En onthou net altyd, is lief vir die Here, want hy is mos lief vir ons. Kom ons eer vir hom dit. Soos hierdie gedeelte sê, 7 keer sê hy daar, praat hy oor die liefde vir die Here. Totsiens. Tot ons volgende keer weer mekaar sien. Lift your hands and bless the Lord. Carry on, all you pilgrims. Don't lose heart, His strength will still come. At the end of your wanderings, you'll see the grace that He giveth and giveth and giveth again. Word will be enough when I cannot hear, when I start to fear. Your word will be enough. Your voice will lead me in when I can't escape.